binne en buite sneeumanne. Die sneeu het vir die eerste keer in 30 jaar baie dik opgestapel in Gothenburg. Ek jok nie as ek sê dat meer as 30 cm, 'n hele liniaal, se sneeu geval het binne 'n week nie. En alhoewel sneeuspeel vreeslik lekker is, kan mens nie die sagte, vaste stof lank deur jou vingers laat gly nie. En as jy 'n sneeubal wil maak, moet jy definitief sorg vir handskoene, die waterdigte soort. Nadat nog 'n laagie vars sneeu geval het, was die sneeu reg vir ballerol. As dit eers 'n nag gelê het, is die sneeu nie meer klewerig genoeg om balletjies te maak nie. Aangesien die sneeu baie is en toe nou net hier by my agterdeur lê, besluit ek toe om sneeumanne sommer hier by die deur te bou. Die balle is ongeveer so groot soos dit wat tussen my 2 hande vasgedruk kan word in 'n bal. Nogtans kom daar toe 3 verskillende grootte sneeumanne tevoorskyn. Ek het sommer met my lyf in die huis en my hande na buite gebou. Ek het bloot die sneeu by die deur in balletjies gerol en begin bou. Dit is nogal handig, want net handskoene was nodig, geen baadjie nie. Maar glo my vry, wortelneusies druk nie maklik in saamgeperste sneeu in nie. Toe hulle klaar is en in die oop deur staan, het die drietjies ingeloer. Aitsa, maar dit lyk prettig en warm hier binne. Hop, hop, hoppetie hop, plons die 3 sneeumanne tot binne in die huis. Die eerste een gaan sit op die eetkamerstoel, die tweede gaan loer in die kombuiskas. Maar nommer 3 plons hop, hop, hoppetie hop, tot in die speelkamer. Hy moet net doeteenvoudig sien hoe die prettige plek lyk. Maar hoe langer die sneeumanne in die huis is, hoe kleiner raak hulle. Eers smelt hulle voete weg. Hop, hop, hoppetie, hop, kan ons nog? Dan raak hulle koppe al hoe minder rond. Sjoeps, daar val een se neus skoon uit. En nou smelt selfs al middellyfies. Maak gou, sit ons in die vrieskas, bly die manne. Maar in die vrieskas word die sneeumanne stokstyf. Niks meer gehop, hop, hoppetie hop nie. Hulle kan nie hulle litte meer roer nie. Nee, wag, haal ons liewer uit toe. Sit ons terug in die sneeu. Ek vat hulle buitentoe. Ek maak hulle staan net buite die deur. Hulle kan daar vernag. Ek moes van hulle dele weliswaar weer bietjie reg druk en op mekaar sit, maar dit was die beste plek vir hulle. Hulle sou daar staan met vasgedrukte sneeu tot die reëns kom en die temperature styg. Stadig sou hulle dan wegsmelt, maar ergens in die lug, in die waas van waterdamp, sou hierdie avontuurlustige sneeumanne steeds wees. Tot 'n volgende keer, se weer sneeu.